Goeiemôre. Kom ons begin die diens deur hierdie lied wat op die skerm is met mekaar saam te sing, Jesus groot bo almal. En ek wil vra terwyl ons dit sing, en Alison, ons kan hom maar 2 keer sing, ja, dankie. Dat laat nie toe dat die woorde, want dit is net woorde wat ons sê oor die Here Jesus. Groot bo almal, sterke verlosser, magtige Heer, Heiland, verlosser, Immanuel, God is met ons. Laat die woorde net so oor jou spoel en drink in die betekenis daarvan. Ons is in die adventstyd, dis die tyd van afwagting op pad na Kersfees toe, en vir die 4 Sondae voor Kersfees staan ons elke keer stil by een van die elemente wat Jesus Christus na hierdie wêreld toe gebring het, deur sy God Immanuel teenwoordigheid. En die eerste Sondag is die kers van hoop aangesteek, hy is hier heel aan julle linkerkant, en daarna die kers van vrede, en vanoggend steek ons die kers van vreugde aan. Marius, kan ek vir jou vra of jy hom sal aansteek vir my asseblief? Die vuurhoutjies is hier langs die groot Christuskers. Dis die pink kers. Dat jy vir ons kan aansteek asseblief. Dink 'n bietjie oor vreugde. Vreugde, blydskap. En dink so 'n bietjie oor die week wat verby is. Waar was daar vir jou dalk, dankie Marius. Waar was daar vir jou vreugde? Dalk was daar 'n groot gemis in hierdie week na vreugde, na blydskap. Maar was daar 'n oomblik hierdie week wat jy ervaar het dat daar hier binne in jou 'n stuk vreugde is, blydskap is? Terwyl ons so dink oor die vreugde, kom ons luister na hierdie woorde uit Psalm 146 wat sê gelukkig. Gelukkig is die wie se hulp die God van Jakob is. Die wie se hoop op die Here rus. Die Here maak gevangenes vry. Hy gee kos aan die wat honger is. Hy laat lig deurbreek op donker plekke. Amen. Broers en susters, genade en vrede vir jou van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste voor sy troon, en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood uit opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Kom ons sing saam 'n loflied wat sê loof die Here, hy is goed, loof sy heilige naam. Kom ons staan en dan sing ons die 3 verse van die 212. Loof die Here, hy is goed, loof sy heilige naam, laat alles in die groot heelal die Here loof. Ek wil die Here loof, loof met my hele hart. Hy gee op wat roep, vernuwe krag. Hy het my sonde vergeef en hy maak my sy kind. Laat
alles in die groot heelal die Here loof. Ek wil die Here loof, loof met my hele hart. Ek gee op wat roep, der lewe kracht. Loof o hemel die Heer, al die engele saam, laat alles in die groot heelal die Here loof. Ek wil die Here loof, loof met my hele hart. Ek gee op wat roep, der lewe kracht. Ons gaan saam lees uit Jakobus 5 vers 7 tot 10. Jakobus 5 vers 7 tot 10. Dis 'n kort brief, redelik aan die einde van die Bybel as jy nou kyk waar ek oopgemaak het. En is net 5 hoofstukkies. En ons is nie heeltemal seker wie die skrywer is van die Jakobusbrief nie. Die beste aanduidings is dat dit die Jakobus die broer van Jesus is. Daar was ook 2 disippels wat Jakobusse was. Maar ons vermoed dat dit Jakobus die broer van Jesus is, halfbroer. En hy het in 62 na Christus is hy op 'n wrede manier doodgemaak. Hy het 'n marteldood gesterf in die jaar 62 na Christus. So hierdie, as dit Jakobus is, die broer van Jesus wat hierdie brief geskryf het, is dit een van die oudste dokumente wat ons het in die Nuwe Testament. Kort 5 hoofstukke, baie goeie Grieks, en wat 'n mens ook agterkom is dat die een wat die brief geskryf het, en daarom glo ons dit is hy, het vir Jesus baie goed geken, want hy het 12 temas wat hy aanraak in die brief, en mens kan net so daai temas terugvoer na Jesus se eie woorde, Matteus 5 tot 7, die bergpredikasie, waar Jesus self dinge geleer het vir sy disippels. En die brief van Jakobus gaan voort met daardie temas. Die eerste hoofstuk is uit en uit 'n inleiding, wat vir ons eintlik sê wat in die res van die brief wag. En vir Jakobus is dit baie belangrik dat mense met die wysheid van bo sal lewe. Hy sê dat as 'n mens hierdie lewe is, nou ons oorvereenvoudig mos vir ons eie breine dit dikwels, dat ons sê dis of, daar's baie perspektiewe, maar Jakobus se of perspektief is dat 'n mens lewe met wysheid van hierdie wêreld, die wysheid van die onder. En hy sê daai wysheid is dikwels gemotiveer deur selfsugtige begeertes en loop uit tot die vertroebeling van verhoudings. Dat mense mekaar uitbuit, onderdruk, misbruik, dat daar nie baie liefde is tussen mense nie. Dis die wysheid van onder, van die wêreld. Maar dit wat hy ons, waartoe hy die gemeentes aanmoedig vir wie hy skryf, is 'n wysheid wat kom van bo. En dit is waar 'n mens besef dat jy is afhanklik van die Here, jy leef in 'n verhouding met die Here van geloof, en daardie geloofsverhouding waarin jy staan, lei noodwendig tot sekere etiese gedrag, tot 'n manier van lewe teenoor die mense om jou. En dit wys ook van 'n liefdesverhouding met die Here wat in liefde teenoor jou medemens uitgestort word. En daarom sê hy, jy kan nou praat oor jou geloof, maar as jou geloof nie oorgaan in dade nie, dan is daardie geloof dood. So baie mense dink hy's eintlik praat anders as Paulus, maar dit is hoegenaamd die waarheid. Waar Paulus sê ons word gered nie deur werke nie, maar deur geloof, gaan Jakobus verder en sê, ja, en wanneer daar die gelowende mense lewe is, dan sal dit noodwendig lei tot goeie verhoudings met ander mense, tot liefde tot God en liefde tot die naaste, tot goeie etiese optrede. Voordat ons hier paar verse saam met mekaar lees, wil ek net julle gedagtes so bietjie nader bring aan die teks self. Dis regtig 'n uitdaging om uit ons wêreld uit in die wêreld van Jakobus in te gaan en onsself met sy woorde wat in Afrikaans vertaal is uit Grieks, om onsself in daai wêreld in te leef en regtig te hoor
wat hy ook skryf vir die gemeentes aan wie hy dit rig, eintlik vir die hele kerk van daai tyd. Verlede jaar September het hierdie gemeente bome geplant daar by die nuwe begrafplaas aan die N7 agter Toutel. En dis soos dit gelyk het daai dag in September. Dit het lekker gereën so 'n week van tevore. En ek het gedink ons gaan net met grawe kan grawe daar in die Rooi Karoo se grond. Maar die mense het so graafdiepte gegaan en toe sukkel hulle. Het ons maar later al die bome wat daar was is geplant daai dag, maar die munisipaliteit het ons die volgende week gehelp om die wat nog voor was te plant. So 54 bome wat mense daar geplant het, ook 'n lidmaat van die kerk, juffrou Sunny van Steinwil. Toe die bome klaar geplant is, toe besef ek, jy plant nie bome nie, hulle moet nou nat gelei raak. So dit was die uitdaging daarna. En so het ons die bome nat gelei, daar's nie krane of pype naby nie, so ons moes die water aanry. Maar Desember was 'n doodsteek. Want ek is weg hierso en ek het gedink ek het goed gereël, ek het nie goed genoeg gereël nie. Maar daai 2 warm weke in Desember het daai bome 'n goeie knou gegee. So toe ek terugkom, toe begin ek tel en ek dink daar was so 7, 9 bome wat dit toe nou nie gemaak het, daai jong boontjies deur die warm bietjie per somerie. Maar groot was my verbasing toe ek eendag daar kom en ek sien maar iemand het 'n boom geplant op die plek van een van daai bome wat dit nie gemaak het nie. Nou dink ek, maar wie van die boomplanters sal dit wees? Daar's nogal 'n paal by met 'n dwarspalk, maar dit is amper soos 'n rankboom wat daar groei. Maar ek kan nie dink wie dit geplant het nie. Maar die boom se blare val toe ook af. En dit lyk toe vir my hy verdor en omdat die water aangery word, toe besluit ek hy val nou maar by die ander 9 in. Hy het dit nou ook nie gemaak. En September maand, toe is ek weer daar en toe kon ek nie glo wat ek sien. Daar is hy aan die linkerkant en ek gaan nou sommer speel wat ek vir die familie toe stuur terwyl ek daar by die bome is. Môre, ek het hierdie plant afgeneem want een van ons bome wat ons geplant het dood gegaan. En toe het 'n man hier van die dorp wat skape daar het loop by die begrafplaas en op die dorp se grond. Toe plant hy hierdie boom in die plek af van. En ek het die boom ook maar nat gegooi saam met die ander en toe sien ek nee wat daar gooi al sy blare af en toe is hy nou dood. En vanoggend toe ek gaan nat lei toe sien ek hier steek 'n blaartjie bo die waaibekriet uit. Ek mos nou aan die binnekant van die waaibekriet en die boom aan die buitekant. Ek dink maar kan nie wees dis mos daai dooie boom. So waar, kyk nou hoe hy blare geskiet en ek het hom lekker water gegee vanoggend. Maar tussen al die begrafnisse en die goeters is dit dan wonderlik om te dink, mens moet nie altyd dink iets is regtig dood nie. So dit was vir my net besonder vanoggend. Mooi dag vir almal. Dit was regtig vir my 'n verrassing. Ek het geen verwagting gehad. As ek daar ry en merk ek die pilare waar die bome is met 'n klippie vir die wat ek nie moet stop nie. So hy was eintlik gemerk met 'n klippie. En toe ek die oggend daai blaar sien, toe dink ek nou leer nou jou les. Mense moet maar 'n bietjie geduldiger wees en eers kyk en kans gee. Die boom het dalk nog lewe in hom en hy wil terugkom voordat jy hom sommer afskryf. In 1901 skryf C. Louis Leipold 'n gedig wat kom vanuit Dante wat ook 'n gedig geskryf het in Italiaans. En ek weet nie of Leipold Italiaans verstaan het nie, maar die gedig het 'n groot indruk op hom gemaak. En ek speel gou wat hoe dit klink in Italiaans, ek gaan dit nou nie kan sê nie. Oh, pazienza, pazienza che tanto sostieni. Ook nie so vinnig kan sê nie. Maar daardie Italiaans het Louis Leipold vertaal met geduld, o geduld, wat so baie kan dra. En as 'n mens dit net lees, dan dink 'n mens hy gebruik nou 'n woord en hy praat oor iets wat uit my uit moet kom. Maar hoe langer mense dit lees en luister dan nou, meer besef jy dat geduld vir hom amper 'n persoon word, iemand word, iets word. Wat hom herinner daaraan dat hy meer kan vat as wat hy gedink het. Dat bloot die gedagte aan geduld. Geduld. Jy wat by my kom en my in staat stel om so baie te kan dra. En hy skryf hierdie gedig oor die konsentrasiekampe
En ek het nou net die 3 verse wat eindig met daai strofe geduld. Maar luister net die konteks waarin hy hierdie geduld nodig het. Hy skryf, jou oë is nat met die trane van gister. Jou siel is gemartel, deur smarte gepla. Van vrede en pret was jy vroeër 'n verkooster. En nou, wat bly oor van jou rykdomme, ja? 'n Spreekwoord tot steen, daar's geen troostwoord, beslister. Geduld, o geduld, wat so baie kan dra. En deur elke skeur in die seil kan jy duister. Die wolke bespeer oor die hemel verbrei. Geen ster skyn as gids, na geen stem kan jy luister. Eentonig die hoes van jou kind aan jou sy, wat sag deur die wind in jou ore kom fluister. Geduld, o geduld, wat so baie kan ly. Vergewe, vergeet, is dit maklik vergewe? Die smarte, die angs het so baie gepla. Die yster het gloeiend 'n merk vir die eeue, gebrand op ons volk. Die wond is te na in ons hart en te diep in ons lewe. Geduld, o geduld, wat so baie kan dra. Dis interessant dat die kerk oor die wêreld juis vanoggend vir ons laat lees uit Jakobus uit. Terwyl dit die Sondag is waar ons die kers van vreugde aansteek. En as 'n mens dink aan lyding, 'n mens dink aan smarte, mens dink aan merke wat gebrand is vir eeue. En 'n mens hoor hierdie versigtiging dat geduld my in staat sal stel om te kan verdra, om te kan deurstaan, om te kan aangaan. En ons dink aan vreugde, aan blydskap. Dan dink 'n mens, maar hoe kom hierdie dinge by mekaar uit? Waar het vreugde en blydskap 'n plek te midde van lyding en die sug na geduld? Iemand skryf oor hierdie vreugde van Advent. En dan as mens dink aan Advent, dan dink ons aan Kerstyd, ons dink aan Jesus Christus se geboorte, maar ons sien ook ver die toekoms in, en ons sien ook sy kruis, sy lyding. Dan skryf iemand oor hierdie kers en hierdie vreugde. Die vreugde van Advent vind juis volkome uiting en word voorafgegaan deur te leer om te wag, om te volhard. Hou daai woorde vas. Ek is op pad na Kersfees toe. Mense is deur die eeue op pad na Advent toe, die koms van die Messias. En hierdie een persoon skryf en hy sê deel van daai pad wees na Jesus se koms. Deel van daai pad is om te leer om te wag. Om te leer om te volhard. Deel van daai pad is om te leer om op God te vertrou. Om op God te steun. Selfs te midde van lyding en beproewing. Daar is 'n vreugde in die vooruitsig. Maar op pad na daai vreugde toe is daar wag. Is daar volhard. Is daar leer om te vertrou. Leer om te steun op God. Te midde van lyding en beproewing. Dit is nie uitgesluit nie. Kom ons raak saam stil en dan vra ons vir die Here om ook vir ons voor te gaan terwyl ons gaan lees uit sy woord uit. Hemelse Vader, God van hoop en van beloftes. U leer ons om te wag met geloof. Om geduldig te wees, soos boere wat op reën wag. Hemelse Vader, open nou u woord vir ons, sodat dit so sagte reën op ons lewe val, en iets nuuts in ons laat groei. Vreugde, hoop en vertroue in u. Dankie dat ons die verwagting kan hê, dat u deur die Gees hier teenwoordig is, in die woord, in hierdie ruimte, ook in ons harte. U maak hierdie oomblik heilig. Help ons om dit te sien, en mag dit ons lewens kom verander.
Ons wag op U, Here. Amen. Ek gaan vir ons die gedeelte lees en dan so 'n paar vrae vra waaroor ons kan dink en dan gaan ek weer die gedeelte lees. Maar kyk na die woorde en probeer prentjies maak in jou gedagtes. Probeer dit sien wat daar op die bord geskrywe staan. Jakobus 5 vers 7 tot 10. Wees geduldig, broers en susters, as al broers gesê word, dan veronderstel dit die susters. Wees geduldig, broers en susters, tot met die wederkoms van die Here. Kyk, die landbouer wag met geduld op die waardevolle opbrengs van die aarde, tot die vroeë en laatreëns geval het. Wees dan geduldig. Staal julle harte, versterk julle harte, want die wederkoms van die Here is naby. Moenie oor mekaar kla nie, broers en susters, sodat julle nie geoordeel word nie. Kyk, die regter staan voor die deur. Die werklike regter staan voor die deur. Neem as voorbeeld van lyding en geduld, broers en susters, die profete wat in die naam van die Here gepraat het. Kyk, ons beskou hulle wat volhard as gelukkig, as geseënd. Julle het gehoor van Job se volharding en julle het die Here se einddoel met hom gesien en dat die Here vol medelee en ontferming is. Jy het nou daai teks nou net een keer gehoor, so moenie bekommerd wees as jy dalk goed vergeet of as jou gedagtes nou so 'n bietjie afgedwaal het nie. Ons gaan weer by die teks kom, maar voordat ons weer na die teks luister, wil ek vra, wat verlang jy dalk en waar verlang jy dalk dat God sal optree? Maar dit lyk asof niks gebeur nie. Kom ons gee so 'n oomblik kans, waar het jy behoefte, waar verlang jy dat die Here iets sal doen aan 'n situasie, aan 'n verhouding, aan iets wat in hierdie wêreld gebeur, maar dit wil net nie kom nie. Dit lyk asof niks gebeur nie. Soms as 'n mens in 'n land is, dan lyk dit asof die aarde slaap. As dit hoogsomer by ons is en die son bak neer en jy is daar op 'n land wat braak gelê het, dan kan dit selfs vir jou lyk asof alles hier om jou dood is. Maar kan jy jou verbeel dat terwyl jy met jou voete so op die grond staan daar in die land, dat onder die oppervlak is daar voortdurend iets aan die gebeur. 'n Stadige, onsigbare belofte wat besig is om te groei hier onder jou voete. As dit planttyd is, dan weet ons dit. As die land klaar geplant is en 'n mens stap so oor die land, dan weet jy dit. Hier onder jou voete is 'n onsigbare belofte besig om te groei. Op die oppervlak roer daar niks. Miskien 'n muurtjie of iets wat daar loop, maar onder die grond gebeur iets. Geduld kan moeilik wees. Geduld is moeilik. Is moeilik vir ons veral in die tyd waarin ons lewe. Maar terwyl jy weet hoe moeilik geduld is en terwyl jy gewoond is om partykeer te wag, waar sien jy die vroeë en laatreëns wat vir jou hoop bring? Wat is dit in jou lewe wat soos vroeë of laatreëns vir jou hoop bring? Die oes is nog nie daar nie. Maar met hierdie reën, met hierdie uitkoms, met hierdie belofte, het ek die hoop. Het ek die hoop. Jakobus in hierdie gedeelte stel ons gerus en hy bemoedig ons. Hy sê om te wag is 'n toets. Dit kan ons toets. Dit is 'n beproewing, dit is 'n ontbering. Maar die wonderlike van wag, van geduldig bly, is dat dit jou positief kan verander. Dat dit iets goeds, iets moois in jou lewe kan voortbring. Kom ons sit so 'n oomblik in die stilte, in ons eie verlange dat iets sal gebeur.
dat God iets sal verander. En ons vertrou, ons weet dit, ons glo dit. Die Here is hier, die Here is aan die werk. Die Here is in ons wêreld, die Here is teenwoordig, soos hy daar op die land besig is, nadat ons geplant het, ook in die tye wat ons nie plant nie, op sy eie besig is. So is die Here hier, in ons wêreld. Advent leer ons dat die wag self heilige grond is. Ek gaan die teks weer lees, en kom ons dink hoe ons eie harte kan versterk deur die woorde van Jakobus, deur die woorde van die Here. Wees geduldig, broers en susters, tot met die wederkoms van die Here. Wees geduldig, broers en susters. Die einde van die wag is die wederkoms van die Here. Kyk, die landbouer wag met geduld op die waardevolle opbrengs van die aarde, tot met die oes. Hy wag terwyl die vroeë en laat reëns val, en dit gee hom hoop. Wees dan geduldig. Versterk julle harte, staal julle harte, want die wederkoms van die Here is naby. Laat die absolute wete dat die Here werklik eg op pad is na jou. Dat dit jou hart sterk maak om te kan wag. Om te kan wag. En terwyl ons wag, terwyl ons met hoop wag op die wederkoms van die Here, laat ons nie oor mekaar kla nie, broers en susters, sodat ons nie geoordeel word met die oordeel waarmee ons mekaar oordeel nie. Kyk, die regter en sy wederkoms is nie net voorhande nie. Hy staan reeds voor die deur. Hy is die een wat sal oordeel. Moenie oor mekaar intussen kla nie. Neem as voorbeeld van lyding en geduld, broers en susters, die profete wat in die naam van die Here gepraat het. Die meeste van hulle het lyding verduur. Die meeste van hulle is verwerp deur die mense aan wie hulle hierdie blye boodskappe gebring het. Maar hulle het aangehou om in die naam van die Here te praat. En wanneer ons terugkyk na hulle, beskou ons hulle wat volhard het as gelukkig. As gelukkig, geseënd. Julle het gehoor van Job se volharding. En julle het die Here se einddoel met Job gesien. En julle het gesien dat die Here uiteindelik werklik, regtig, vol medelee en ontferming is. Neem hierdie woorde van Jakobus en laat toe dat dit jou hart versterk. Dat jy weet, jy kan wag, jy kan volhard. Al beteken dit lyding, al beteken dit smarte, al beteken dit dat jy vrede soek waar ander wil beklei. Volhard, byt vas. Op hierdie pad gee die Here altyd vroeg en laat reën, wat jou weer versterk in jou geloof, wat vir jou hoop gee. En weer die dag kom, wanneer die Here die deur oopmaak. In Jakobus 1 skryf hy in vers 2, beskou dit as 'n groot vreugde, my broers en susters, wanneer allerhande versoekings julle oorval. Omdat julle weet, dat as julle geloof getoets word, dit volharding meebring. Jakobus moedig ons aan om te sê, ek gaan nie in sak en as sit, as dit met my bietjie swaar gaan, omdat ek 'n kind van die Here is nie. Ek gaan dit met vreugde ontvang, want ek besef dat die Here besig is met my. Iemand skryf oor hierdie vreugde van Advent, en dan as mens dink aan Advent, dan dink ons aan Kerstyd, ons dink aan Jesus Christus se geboorte, maar ons sien ook ver die toekoms in, en ons sien ook sy kruis, sy lyding. Dan skryf iemand oor hierdie Kers en hierdie vreugde. Die vreugde van Advent vind juis volkome uiting en word voorafgegaan deur te leer om te wag, om te volhard. Hou daai woorde vas. Ek is op pad na Kersfees toe. Mense is deur die eeue op pad na Advent toe, die koms van die Messias. En hierdie een persoon skryf en hy sê deel van daai pad wees
na Jesus se koms. Deel van daai pad is om te leer om te wag. Om te leer om te volhard. Deel van daai pad is om te leer om op God te vertrou. Om op God te steun. Selfs te midde van lyding en beproewing. Daar is 'n vreugde in die vooruitsig. Maar op pad na daai vreugde toe, is daar wag, is daar volhard, is daar leer om te vertrou, leer om te steun op God, te midde van lyding en beproewing. Dit is nie uitgesluit. Kom ons raak saam stil en dan vra ons vir die Here om ook vir ons voor te gaan, terwyl ons gaan lees uit sy woord uit. Hemelse Vader, God van hoop en van beloftes. U leer ons om te wag met geloof, om geduldig te wees, soos boere wat op reën wag. Hemelse Vader, open nou u woord vir ons, sodat dit so sagte reën op ons lewe val, en iets nuuts in ons laat groei, vreugde, hoop en vertroue in u. Dankie dat ons die verwagting kan hê, dat u deur die Gees hier teenwoordig is, in die woord, in hierdie ruimte, ook in ons harte. U maak hierdie oomblik heilig. Help ons om dit te sien, en mag dit ons lewens kom verander. Ons wag op u, Here. Amen. Ek gaan vir ons die gedeelte lees, en dan so 'n paar vrae vra waaroor ons kan dink, en dan gaan ek weer die gedeelte lees. Maar kyk na die woorde en probeer prentjies maak in jou gedagtes. Probeer dit sien wat daar op die bord geskrywe staan. Jakobus 5 vers 7 tot 10. Wees geduldig, broers en susters. As al broers gesê word, dan veronderstel dit die susters. Wees geduldig, broers en susters, tot met die wederkoms van die Here. Kyk, die landbouer wag met geduld op die waardevolle opbrengs van die aarde, tot die vroeë en laatreëns geval het. Wees dan geduldig. Staal julle harte, versterk julle harte, want die wederkoms van die Here is naby. Moenie oor mekaar kla nie, broers en susters, sodat julle nie geoordeel word nie. Kyk, die regter staan voor die deur. Die werklike regter staan voor die deur. Neem as voorbeeld van lyding en geduld, broers en susters, die profete wat in die naam van die Here gepraat het. Kyk, ons beskou hulle wat volhard, as gelukkig, as geseënd. Julle het gehoor van Job se volharding, en julle het die Here se einddoel met hom gesien, en dat die Here vol medelee en ontferming is. Jy het nou daai teks nou net een keer gehoor, so moenie bekommerd wees as jy dalk goed vergeet of as jou gedagtes nou so 'n bietjie afgedwaal het nie. Ons gaan weer by die teks kom, maar voordat ons weer na die teks luister, wil ek vra, wat verlang jy dalk en waar verlang jy dalk dat God sal optree? Maar dit lyk asof niks gebeur nie. Kom ons gee so 'n oomblik kans, waar het jy behoefte, waar verlang jy dat die Here iets sal doen aan 'n situasie, aan 'n verhouding, aan iets wat in hierdie wêreld gebeur, maar dit wil net nie kom nie. Dit lyk asof niks gebeur nie. Soms as 'n mens in 'n land is, dan lyk dit asof die aarde slaap. As dit hoogsomer by ons is en die son bak neer en jy is daar op 'n land wat braak gelê het, dan kan dit selfs vir jou lyk asof alles hier om jou dood is. Maar kan jy jou verbeel dat terwyl jy met jou voete so op die grond staan daar in die land, dat onder die oppervlak is daar voortdurend iets aan die gebeur.
'n stadige, onsigbare belofte wat besig is om te groei hier onder jou voete. As dit planttyd is, dan weet ons dit. As die land klaar geplant is en 'n mens stap so oor die land, dan weet jy dit. Hier onder jou voete is 'n onsigbare belofte besig om te groei. Op die oppervlak roer daar niks. Miskien 'n muurtjie of iets wat daar loop, maar onder die grond gebeur iets. Geduld kan moeilik wees. Geduld is moeilik. Is moeilik vir ons veral in die tyd waarin ons lewe. Maar terwyl jy weet hoe moeilik geduld is en terwyl jy gewoond is om partykeer te wag, waar sien jy die vroeë en laat reëns wat vir jou hoop bring? Wat is dit in jou lewe wat soos vroeë of laat reëns vir jou hoop bring? Die oes is nog nie daar nie. Maar met hierdie reën, met hierdie uitkoms, met hierdie belofte, het ek die hoop. Het ek die hoop. Jakobus in hierdie gedeelte stel ons gerus en hy bemoedig ons. Hy sê om te wag is 'n toets. Dit kan ons toets. Dit is 'n beproewing, dit is 'n ontbering. Maar die wonderlike van wag, van geduldig bly, is dat dit jou positief kan verander. Dat dit iets goeds, iets moois in jou lewe kan voortbring. Kom ons sit so 'n oomblik in die stilte, in ons eie verlange dat iets sal gebeur, dat God iets sal verander. En ons vertrou, ons weet dit, ons glo dit. Die Here is hier, die Here is aan die werk. Die Here is in ons wêreld, die Here is teenwoordig, soos hy daar op die land besig is, nadat ons geplant het, ook in die tyd wat ons nie plant nie, op sy eie besig is. So is die Here hier, in ons wêreld. Advent leer ons dat die wag self heilige grond is. Ek gaan die teks weer lees, en kom ons dink hoe ons eie harte kan versterk deur die woorde van Jakobus, deur die woorde van die Here. Wees geduldig, broers en susters, tot met die wederkoms van die Here. Wees geduldig, broers en susters. Die einde van die wag is die wederkoms van die Here. Kyk, die landbouer wag met geduld op die waardevolle opbrengs van die aarde, tot met die oes. Hy wag terwyl die vroeë en laat reëns val, en dit gee hom hoop. Wees dan geduldig. Versterk julle harte, staal julle harte, want die wederkoms van die Here is naby. Laat die absolute wete dat die Here werklik eg op pad is na jou. Dat dit jou hart sterk maak om te kan wag. Om te kan wag. En terwyl ons wag, terwyl ons met hoop wag op die wederkoms van die Here, laat ons nie oor mekaar kla nie, broers en susters, sodat ons nie geoordeel word met die oordeel waarmee ons mekaar oordeel nie. Kyk, die regter en sy wederkoms is nie net voorhande nie. Hy staan reeds voor die deur. Hy is die een wat sal oordeel. Moenie oor mekaar intussen kla nie. Neem as voorbeeld van lyding en geduld, broers en susters, die profete wat in die naam van die Here gepraat het. Die meeste van hulle het lyding verduur. Die meeste van hulle is verwerp deur die mense aan wie hulle hierdie blye boodskappe gebring het. Maar hulle het aangehou om in die naam van die Here te praat. En wanneer ons terugkyk na hulle, beskou ons hulle wat volhard het as gelukkig. As gelukkig, geseënd. Julle het gehoor van Job se volharding. En julle het die Here se einddoel met Job gesien. En julle het gesien
dat die Here uiteindelik werklik, regtig, vol medelee en ontferming is. Neem hierdie woorde van Jakobus en laat toe dat dit jou hart versterk. Dat jy weet, jy kan wag, jy kan volhard. Al beteken dit lyding, al beteken dit smarte, al beteken dit dat jy vrede soek waar ander wil beklei. Volhard, byt vas. Op hierdie pad gee die Here altyd vroeg en later heen, wat jou weer versterk in jou geloof, wat vir jou hoop gee. En weer die dag kom, wanneer die Here die deur oopmaak. In Jakobus 1 skryf hy in vers 2, beskou dit as 'n groot vreugde, my broers en susters, wanneer allerhande versoekings julle oorval. Omdat julle weet, dat as julle geloof getoets word, dit volharding meebring. Jakobus moedig ons aan om te sê, ek gaan nie in sak en as sit as dit met my bietjie swaar gaan, omdat ek 'n kind van die Here is nie. Ek gaan dit met vreugde ontvang, want ek besef dat die Here besig is met my. Dat hierdie lyding en hierdie swaar en hierdie ontberings, hierdie beproewings wat ek deurgaan as 'n kind van die Here, dat dit my geloof gaan versterk. Paulus skryf in Romeine 'n pragtige hoofstuk in 'n brief wat hy skryf, oor al die gawes wat die Here ons in laat deel, sy genade, sy liefde, sy teenwoordigheid. Maar dan skryf hy ook in vers 3 van Romeine 5, ons verheug ons ook in die swaar kry, want ons weet swaar kry kweek volharding, en volharding kweek egtheid van geloof, en egtheid van geloof kweek hoop. Jakobus skryf verder in sy eerste hoofstuk en hy sê, maar julle volharding moet tot volledige ontwikkeling kom, sodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees, en in geen opsig tekortskiet nie. Ons dink baie keer dat as ek tot geloof gekom het in die Here Jesus Christus, dan is my pad klaar geloop, nou wag ek vir sy wederkoms. Maar wat ons by Paulus en Jakobus hoor, ook by Petrus, in die brief wat Paulus aan Timoteus skryf, is dat wanneer ons deur Jesus se bloed geregverdig word, daar ook nou 'n pad van heiligmaking is, waarop die Here ons neem. En op daai pad kan daar versoekings wees, ontberings wees, kan daar swaar kry wees. En ons moenie ontsteld raak en verras word daardeur nie. Die Bybel is vol daarvan. Maar wanneer dit gebeur, dat ons krag kan put uit die Here se eie verhaal, uit al die wat voor ons gegaan het, en uit die briewe wat gelowiges soos Jakobus vir ons nagelaat het, om vir ons te sê, hoe tree ek op in sulke tye? Hoe volhard ek? Hoe laat ek toe dat die Here my geloof laat groei? As iemand van julle wysheid kort kom, sê Jakobus, in hierdie tyd waarin jy hierdie stryd het, hierdie lyding het, en die mense aan wie hy geskryf het dit ervaar, laat hy dit vra van God, wat aan almal gee, sonder voorbehou, sonder verwyte, en dit sal aan jou gegee word, hierdie wysheid van bo wat jou help, hoe om te lewe, as 'n kind van die Here in 'n wêreld, waar daar soms lyding is. As 'n mens gaan na Lukas toe, die evangelie van Lukas, dan sien ons, hier was ook mense wat moes gewag het, op die koms van die Here, van die Messias, die Joodse Messias. En dan met een staan daar 'n engel van die Here by hulle, en die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn. Hulle het baie groot geskrik, en toe sê die engel vir hulle, moenie bang wees nie, want ek bring vir julle goeie tyding van groot blydskap, wat vir die hele volk bestem is. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid, die verlosser gebore, Christus die Here. Mense het gewag, hulle het vir eeue gewag, en volhardend gewag, geduldig gewag, en toe gebeur dit. En die engel kondig dit aan. Vir julle is vandag in die stad van Dawid die verlosser gebore, Christus die Here. En wanneer daai babatjie gebore is, en op 8 dae sy ouers hom tempel toe neem, sodat hy besny kan word, is daar 'n ou man, Simeon, toegewyde kind van die Here, wat sy lewe lank wag op die Messias. En dan onder die leiding van die Heilige Gees, besef Simeon, hierdie mense, met hierdie babatjie, dit is die verlosser. En dan vra hy vir Maria, en hy neem vir Jesus in sy arms, en dan loof hy die Here, en hy sê, nou Here, kan u diensknegt, Simeon, in vrede laat sterf, soos u gesê het, my oë het inderdaad u verlossing gesien. Dis nog net 'n baba wat hy vashou. Die verlossing in hierdie baba het nog nie deurgebreek nie.
Dit gaan nog wag, 30, 33 jaar voordat hy in die kruis sterf en ons verlos. Maar vir Simeon is dit soos die laat reën wat val. Die oes gaan gebeur. Hy kan maar sterf, sy oor die verlossing gesien. Hy het die baba in sy arms gehou. God se beloftes gaan waar word. Nie in sy leeftyd nie, maar hy kan maar sterf. Dit waarop hy gewag het aangebreek. Jakobus gaan verder in hoofstuk 1 en hy sê, let op my geliefde broers en susters, elke mens moet flink wees om te luister, stadig om te praat, stadig om kwaad te word, want die woede van 'n mens bewerk nie geregtigheid voor God nie. Hy is besig om te praat met mense wat soos hy wag op die wederkoms van Jesus Christus. Sy eerste koms het reeds gebeur, nou wag ons op die tweede koms. Maar terwyl ons wag, sê hy, wees flink om te luister. Wees stadig om te praat, stadig om kwaad te word, want woede bewerk nie geregtigheid voor God nie. In vers 21 sê hy, doen daarom in sagmoedigheid afstand van alle morele besoedeling en die kwaad wat gedui, en ontvang die woord wat in julle geplant is, en daartoe in staat is om julle siele te verlos. Hy is besig om mense te leer, hoe lewe jy, terwyl jy geduldig moet wag, te midde van beproewing, van swaar kry, van lyding. Volhard, sê hy, volhard, bly luister na die wil van die Here, wees gehoorsaam aan die wil van die Here, wees doeners van die woord, nie slegs hoorders wat julle self mislei nie. Hy sê iemand wat net 'n hoorder van die woord is en nie 'n doener is, soos iemand wat in 'n spieël gaan kyk en homself sien en dan wegdraai in die oomblik as hy wegdraai, dan het hy vergeet hoe hy gelyk het. Maar wie diep in die volmaakte wet van vryheid inkyk en daaraan hou, hy sal gelukkig wees in wat hy doen, omdat hy nie 'n vergeetagtige hoorder is nie, maar 'n doener. As iemand dink dat hy godsdienstig is en nie sy tong kan beheer nie, mislei hy in sy haarself, homself. So mense godsdiens is vergeefs. Die tong kom 2 keer ter sprake in Jakobus se 12 temas wat hy aanraak. Dit is suiwer en onbesmette godsdiens voor ons God en Vader, om na weeskinders en weduwees om te sien in hulle ellende en jouself onbesmet van die wêreld te hou. Jakobus leer sy hoorders, hoe volhard jy met hoop, met vreugde, deur te doen wat die Here vra. In hoofstuk 5, as hy afsluit, sê hy, bely dan julle sondes teenoor mekaar, bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Die gebed van 'n regverdige is baie kragtig in sy uitwerking. My broers en susters, as enigeen van julle afdwaal van die waarheid, en iemand hom of haar laat terugdraai, moet hy of sy weet, dat weer 'n sondaar van sy of haar dwaalweg laat terugdraai, hulle siel uit die dood sal red, en 'n menigte sondes sal bedek. Kyk, die landbouer wag met geduld op die waardevolle opbrengs van die aarde, tot die vroeë in die latereens geval het. Jakobus sê vir ons dis soos die lewe is. Ons is soos landbouers. Ons is soos mense wat weet die saad is geplant. Daar is 'n oes op pad. Die wederkoms van die Here is naby. Die regter staan voor die deur. Maar intussen staan ons op daai land en dit lyk as waar niks aangaan. En dan val die vroeë reën en dan val die late reën en ons sien hoe alles begin groei om ons. Ons kry die hoop dat die oes kom. Ons moet net wag. Iemand het vir my wonderlik gesê toe ons daai bome gaan plant het. Bome, the trees, the first year they sleep. So ek het geweet tot September 2025 moet ek rustig wees. Hier gaan niks gebeur nie. Ek sien nou iemand wat ook 'n klomp bome al geplant het saam met sy broer. The second year they creep. So die tweede jaar moet jy nog steeds rustig wees. Dit lyk nog steeds of hier nie baie gebeur nie. Maar daai laaste woorde, daar nou ek vas. The third year they leap. En mag elkeen van ons daai wete hê, ons wag ja. Ons wag almal. Ons wag saam as kinders van die Here. Maar ons weet die Here kom. Ons weet die hoop beskaam nie. En ons weet ons het die woord van die Here, ons het sy gees, ons het mekaar. En wat die Here vir ons sê is wees lief vir my met jou hele hart, met jou hele siel, met al jou krag, met jou hele verstand. En wees lief vir mekaar. Wees lief vir mekaar. Jakobus sê 'n klomp goed wat ons moet vermy teenoor mekaar.
maar hy moedig ons ook aan tot 'n klomp goed vir mekaar, teenoor mekaar. Dis juis in die sames gemeenskap wat ons mekaar te midde van die lyding en die swaar kry help om geduldig te wag op die koms van die Here. Die vreugde van Advent vind juis volkome uiting en word voorafgegaan deur te leer om te wag, deur te leer om te volhard, deur te leer om op God te vertrou, deur te leer om op God te steun, selfs te midde van lyding en beproewing. Juis te midde van lyding en beproewing. Ons gaan vanoggend nog 'n deelnemertjie op hierdie baan van die lewe verwelkom. Dis Milan Gous, seun van Marie en Zelmarie. En ek is nou gesê ek moet so 'n bietjie van die agtergrond ook vertel. Milan is nou die kleinkind van twee oud Piketbergers, maar ook bestaande Piketbergers van Surien en Tinus Gous, en dan ook van die Minniks, Martie en Hentie. En hulle was saam in 'n omgeegroep gewees toe Hentie hulle hier op Piketberg gebly het, waar die twee, die pa en die ma, kinders was. So die pa en ma was twee vriende van mekaar gewees kleintyd. En toe hulle wêreld uit mekaar uit, die Minniks het getrek van Piketberg af. En ek weet nie watter jaar julle twee mekaar weer raak geloop het nie. En toe kom hulle agter, hulle was nie net speelmaatjies gewees in omgegroep maatjies nie. Hulle is nou regtig sien mekaar in 'n heel nuwe en 'n ander lig. En so in 2023 na 'n geweldige storm onthou ek toe hulle twee hulle beloftes aan mekaar gemaak om mekaar se man en vrou te wees, en hier het ons nou ook van Milan vanoggend. So ons is baie dankbaar oor die pad wat die Here met julle as familie stap en ook met julle nou as 'n gesin, Zelmarie en Marie. Ek gaan vra dat julle na vore kom. Julle kan maar vir Milan saambring. Hy is deel van die dag al reeds. Oeg, jy's al met charmer, hoor. Ek kyk hy smile. Gaan jy nou so 'n bietjie staan terwyl ons op die bord kyk en lees? Is dit reg so? Oeg, maar jy's hom lekker laat. As jy nou die pad toe wil gaan, dan verstaan ek, hoor. Wat beteken die doop? God het in die Ou Testament 'n ooreenkoms met Abraham aangegaan. Ons noem dit 'n verbond. Die verbond kan vergelyk word met 'n testament waarin God al sy gawes tot sy kinders se beskikking stel. By die doop bevestig God dat ons en ons kinders in hierdie testament ingesluit is. Dis ouma daai ja. Ons en ons kinders word verseker dat God ook ons God is. Dit beteken dat hy ons Vader is wat ons liefhet en vir ons sorg, dat Jesus Christus ons verlosser is, dat die Heilige Gees in ons woon, van ons nuwe mense maak en ons lei. Geen mens kan hierdie gawes van God verdien nie, want ons sonde waarmee ons gebore word, veroorsaak dat ons die dood verdien. Jesus het egter die straf vir die sonde op hom geneem en aan die kruis in ons plek gesterf. Daarom kan God nou die ewige lewe as geskenk vir ons aanbied. Ons kinders, ook Milan, is hierby ingesluit, al verstaan hulle nog niks hiervan nie. Die betekenis van die doop kan maklik verkeerd verstaan word. Dis nie 'n mooi gewoonte wat ons ter wille van ander mense doen nie. Dis ook nie 'n bygelowige handeling waardeur ons teen gevaar en ongeluk beskerm word nie. Dis ook nie die geleentheid waar kinders hulle name kry nie. Nee, by die doop gaan dit alleen daaroor dat God hom in liefde aan mense verbind. Ek wil vra dat julle op daai vrae sal antwoord wat daar op die skerm is. Marie en Zelmarie, glo julle in God die Vader wat ons versorg, ons bewaar en liefhet? Glo julle in Jesus Christus wat vir ons sonde aan die kruis gesterf het? Glo julle in die Heilige Gees wat in ons woon, wat ons rig en lei om volgens die wil van God te lewe? En bely julle dat hoewel Milan as sondaar in die wêreld gekom het en daarom onder die oordeel van God sou staan, hy nogtans in Christus aan God behoort en daarom as lidmaat van sy gemeente gedoop moet word? Wat is hier op julle twee se antwoord? Kom ons staan en dan doen ons saam belydenis van ons geloof. Ek glo in God die Vader, die almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe
en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Kom ons sing die lied saam wat daar op die skerm is. Jy moes nou eintlik ingebring geword het, maar jy het jouself sommer reeds hier aangemeld. So ons gaan net die lied sing omdat dit so mooi is en sulke mooi woorde het. Kom ons sing dit saam met mekaar. Ek dink aan dit. My enigste troos en liefde en dood is dat ek aan Jesus Christus behoort. Met sy kosbare bloed het hy my vrygekoop. Dis my anker, my vaste hoop. Ek word aan die Here, niks sal my ooit van hom kan skei. Met sy kosbare bloed het hy my vrygekoop. Dis my anker, my vaste hoop. Jy kan maar net so omkom. Milan, ons gaan nou 'n bietjie water gebruik, hoor. Ja, op jou koppie sit. Milan, gous, ek doop jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Hier's 'n kuifie wat so opstaan, ek moet nou so mooi mooi om die kuifie doop. Kom ons maak die oë toe en dan raak ons saam staan. My hand is nou nat, hou jy nie af van nie. Jy hou eintlik van die water, nee. Ja. Sê. Lekker. Hemelse Vader, Here, dankie vir hierdie wonderlike versekering wat U deur die doop vir ons en ons kinders gee, dat dit wat Jesus aan die kruis gedoen het, vir ons almal is. Dat daar nie 'n manier is waarop ons dit kan verdien nie. Dat U genade vry en verniet deur U oor ons uitgestort word. Dankie dat ons dit kan ontvang en dat Marie en Zelmarie dit van my land kan leer soos hy groot word. Dat U alles gedoen het wat nodig is om hom in die regte verhouding met U te stel. En Here, ons bid vir die dag wanneer hy sal besef dat U hom so lief het en dat hy van sy kant af ook sal antwoord en sê, Here, ek het U terug lief. Dankie dat ons as verbondsouers kan weet dat op grond van ons geloof ons kinders ook groot word binne U verbond. Dankie dat ons reeds deel is deur U genade. En ons bid dat soos Milan groei en groot word, dat hy net al meer en meer verwonderd sal wees oor die liefde wat U aan hom bewys het, lank voordat hy dit kon begryp of verstaan. Dankie, Here, dat U alles is in ons lewe. Dat U ons pad voorberei het na die Vader. En dat ons kan weet dat soos U as mens uit die dood opgestaan het en opgevaar het na die hemel, dat ons ook so oop pad het. U is werklik die waarheid, die weg en die lewe. Seën hulle twee met hulle familie saam. Mag hierdie dag vir hulle ook 'n wonderlike herinnering wees dat U hier by hulle is en teenwoordig is in hulle gesin se lewe. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Jo, jy het hom goed gedoen, hè? Hoe so lank so stil is dit. Ek gaan vir pappa vra of hy daai kers sal aansteek. Kyk hierso. Daar is Milan se kers. En elke jaar op die 14de Desember dan kan pappa daai kers aansteek of mamma en dan kom jy hom blaas. Gaan hy al kan blaas? Ek twyfel. Ons kan kyk wat jy moet nie vat nie. Hy gaan brand so. Blaas. Blaas. Mooi man. Pappa geblaas. Asai. Hier is ook 'n Bybel wat jy saam kan neem vir hom en daar is sy doopseël is ook binne-in. Dat jy self heeltyd kan herinner daaraan dat daar so 'n spesiale dag was wat die genade van die Here ook sigbaar vir hom gegee is. Ek wil vra dat julle ook op hierdie belofte sal reageer. Nou dat ons hom gedoop het, beloof julle
om vir my land soos hy groter word oor die betekenisse eise van die genadeverbond in te lig. Beloof julle om vir hom 'n voorbeeld te wees van geloof en gehoorsaamheid en beloof julle om hom te help om God se beloftes sy eie te maak. Wat is hier op julle twee se antwoord? Baie seën. Is lekker om te sien. Hy was moeilik om hier te kry want hy werk oor see en dan kom hy nie aan verander die goeters. So ons is baie dankbaar saam met julle twee dat die dag uiteindelik kon gebeur het. Baie seën vir julle. Kom ons sing dan die tweede vers van die 292. Julle kan maar omdraai en kyk dat die mense kan sien hoe pragtig die mannetjie is. Ek sal blyk het blou aangetrek vandag dat ons twee kan pas, né? Kom ons sing saam. Dankie Allison. Die doop is die seël dat die Heilige Gees my kind van God die Vader laat wees. Sy onfeilbare woord is die gids wat ons lei, deur sy liefde bewaar hy my. Ek behoort aan die Here, niks sal my ooit van hom kan skei. Sy onfeilbare woord is die gids wat ons lei, deur sy liefde bewaar hy my. Baie geluk ook Sorien, Tinus en Martie en Hentie. En ons dink ook aan die oumas groetjies en oupa groetjies wat deel was van julle lewe en dat julle ook nou daai wonderlike rol in Milan se lewe kan vervul. Baie seën vir daai pad ook en mag dit vir julle vol vreugde wees. Geniet hom. Ons het dan geleentheid om die Here te dien met ons offergawes. Baie dankie. Kom ons staan en dan sing ons hierdie lied wat gaan oor wag. Stil bly, wag, alles gaan nuut word. Die hemel en die aarde. Kom ons staan en dan sing ons hierdie lied saam. Wat die Here wil doen, al het 'n nuwe toekoms, swaar kry vir altyd verby. God laat al vreugde sien, stil maar, wag maar, alles word nuut, die hemel en die aarde. Stil maar, wag maar, alles word nuut, die hemel en die aarde. Gisterse seer is verby, gisterse stryd vergete, wolwe en lammers by saam, vrede sal altyd bly. Stil maar, wag maar, alles word nuut, die hemel en die aarde. Stil maar, wag maar, alles word nuut, die hemel en die aarde. Sing met 'n vrolike stem, sing van die nuwe aarde, sing van die stad van die Heer, nuwe Jerusalem. Stil maar, wag maar, alles word nuut, die hemel en die aarde. Stil maar, wag maar, alles word nuut, die hemel en die aarde. Elkeen wat dors het mag kom, drink die fontein se water. God kom dan self by ons woon, ons is 'n volk vir hom. Stil maar, wag maar, alles word nuut, die hemel en die
ons roep sal hy weet, hy sal gebede antwoord, hy hoor ons harte se nood, voordat ons nog kan smeek. Staan maar, wag maar, alles word net, die hemel en die aarde. Staan maar, wag maar, alles word net, die hemel en die aarde. As ek klaar die seën uitgespreek het, dan is ons gebruik in die gemeente om aan mekaar te vat, want dan sing ons 'n seënbede vir mekaar. En terwyl ons nie altyd weet waarmee wag die ander nie, wat 'n lyding, wat 'n ontberings, wat 'n swaar kry die een langs jou dalk deurmaak nie, partykeer dalk in jou eie huis wat jy nie besef nie. Kom ons vat ver oggend aan mekaar en ons sê vir mekaar, die Here seën jou terwyl jy wag, terwyl jy geduldig wag op die koms van die Here. Ontvang die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met jou wees en met jou bly. Amen. Die Here seën en beskerm jou, die Here verhoor jou gebede, vrede vir jou, vrede vir jou, vrede vir jou, vir